Goeiedag, ek is Loot Jooste en ek groet u vandag uit 'n koel, maar 'n lekker sonnige Bloemfontein. Ons skriflesing vind u vandag in 1 Johannes 5 vers 1 tot en met vers 13. Elkeen wat geen twyfel daaroor het dat Jesus die Messias is nie, kan weet dat God hom of haar sy kind gemaak het. Elkeen wat mense sy kinders maak lief het ook almal lief wat sy kinders is. Wie dus God die Vader lief het ook sy kinders lief. Dit is mos twee kante van dieselfde geldstuk. Ons weet dat wanneer ons God lief het en doen wat hy van ons vra, ons ook sy kinders met liefde en respek sal behandel. Om God lief te hê, beteken om sy opdragte ernstig op te neem en uit te voer. Wat hy van ons verwag, is nie moeilik om te doen nie, want elke kind in die familie van God is 'n wenner. 'n wenner oor die sondige wêreld. Die manier waarop ons die sondige wêreld oorwin, is deur naby aan Jesus te leef. Dus, wie oorwinnaar oor die wêreld is, dit is die persoon wie se verhouding met Jesus reg is, omdat hy of sy weet, Jesus is die Seun van God. Dit is Jesus Christus, wat deur die water van sy doop en sy bloed aan die kruis hierheen gekom het. Nie net deur die water van sy doop nie, maar deur die doopwater en sy bloed aan die kruis. Die Heilige Gees staan vir die waarheid daarvan in. Die Heilige Gees se getuienis en die waarheid is natuurlik presies dieselfde. Daar is 3 wat getuienis aflê. Eerstens is daar die Heilige Gees, dan is daar die water van die doop van Jesus, en laastens is daar sy bloed wat aan die kruis gevloei het. Hierdie 3 getuies sê presies dieselfde. As ons dan die getuienis van mense as betroubaar aanvaar, die getuienis van God dra soveel groter gewig. Hierdie getuienis kom van God af. Sy getuienis oor sy eie Seun staan vas. Almal wat glo in die Seun van God, dra die getuienis in hulle eie harte. Wie nie glo nie, het God as leenaar uitgemaak, omdat hulle nie glo in die getuienis wat God oor sy Seun gelewer het nie. En dit is die inhoud van God se getuienis oor sy Seun Jesus die Christus. God het aan ons die ewige lewe gegee, en die lewe bestaan in 'n hegte verhouding met sy Seun. Hy wat deel het aan die Seun, het nou reeds die ewige lewe. Wie nie deel het aan die Seun van God nie, het ook nie deel aan die ewige lewe nie. Ek, Johannes die apostel skryf hierdie dinge aan julle sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het, julle wat in die Seun van God glo. Tot sover ons skriflesing. Kom ons maak die oë toe en ons nader tot God se troon. Almagtige Here God, baie dankie vir die wonderlike voorreg wat ons het om in hierdie lieflike môre weer die heilige naam deur ons Here Jesus Christus te kan kom aanroep. Ons kom dan ook nou vanmôre, Here, en ons bid dat U met ons sal wees terwyl ons luister na U woord. Wil U ook vir my seën met die spreek van U woord, Here, en laat die Heilige Gees gehoorsaamheid vind in daardie harte wat nog gehoorsaam moet wees aan U oproep om hulle aan U oor te gee, sodat hulle ook die ewige lewe deur ons Here Jesus Christus se kruisdood en sy opstanding kan beerwe. Ons bid dit alles in Jesus se naam. Amen. Nou ons gaan vandag voort met die reeks word en wees kind van God. In deel 1 het ons gekyk na wedergeboorte, dit wil sê, hoe lei die Heilige Gees my van verlore sondaar tot by kind van God. In deel 2 het ek gehoor hoe my lewensuitkyk verander na my wedergeboorte. Ons sien, en dis die volgende, ek word God se kind en God word my Vader. Ons sien verder dat ons liggame tempels van God word, waardeur ons hom verheerlik, omdat die Heilige Gees in ons woon. Sy kinders ontvang geregtigheid. Wanneer ons lewe oorgee aan die Here, ontvang ons nie net vergifnis nie, ons ontvang ook die Heilige Gees in ons.
Die Heilige Gees skenk aan ons geregtigheid. God die Vader neem dus ons sonde van ons weg en plaas dit op die Here Jesus aan die kruis. Nou is ons skoon van ons sondeskuld. Maar terselfdertyd neem God ook die geregtigheid van die Here Jesus en plaas dit op ons. Nou is ek en jy volmaak en heilig voor God. Daarom word sy kinders ook nou heiliges genoem. God se nuwe kinders word ook nou deel van die liggaam van die Here Jesus, wat uitdrukking vind in sy aardse gemeente, soos wat ons dit in die algemeen noem, sy kerk. Ons kry 'n nuwe natuur. Die sondige natuur word afgewas deur die bloed van Jesus Christus en 'n nuwe goddelike natuur raak nou onder leiding van die Heilige Gees my nuwe lewenstyl. Die wedergeborene raak bewus van God se beskerming op alle vlakke van die lewe en die wedergeborene besef ook nou dat hy 'n nuwe leidsman het. Hy of sy luister nou na die stem van die ewige herder Jesus die Christus as Here van sy of haar lewe. Jesus is my meester, my herder en ek is sy volgeling. Ek is nie die groot ek is nie, maar ek is wat ek is deur die genade van God, sy wedergebore kind. Vandag kom ons by die vraag uit: hoe kan ek seker wees dat ek kind van God is en dus aan die Here behoort? Hierdie is 'n baie belangrike vraag om te vra. Elkeen van ons het as kinders van die Here nodig om te weet waarop ons geloofssekerheid kan bou. Die Here wil graag hê dat ons moet seker wees van ons verlossing. Hy wil nie hê dat ons moet twyfel of ons verlos is of nie. Wat meer is, ons kan seker wees. Die Bybel is vir ons gegee dat ons kan seker wees. En in die Bybel staan daar geskryf in 1 Johannes 5 vers 13. Hierdie brief skrywe ek, Johannes, vir julle onder leiding van die Heilige Gees, sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het, die wat in die Seun van God, Jesus die Christus glo. Die woord weet kom in 1 Johannes 28 keer voor. Ek sê weer, die woord weet kom in 1 Johannes 28 keer voor. Die Here wil dus regtig hê dat ek en jy verseker moet weet dat ons die ewige lewe het en eendag saam met hom in die hemel sal wees. Paulus skryf in die Efesiërsbrief in hoofstuk 4 vers 13 tot 14. Dan sal ons sy kerk soos 'n volgroeide mens wees, so volmaak en volwasse soos Christus. Dan sal ons nie meer kinders wees nie. Ons sal nie meer soos golwe op en af en heen en weer geslinger word deur elke wind van dwaalleer en vals leraars, wanneer hulle ons met hulle slinksheid en listigheid op dwaalweë wil wegvoer nie. Wanneer 'n huis 'n swak fondasie het, kry dit maklik groot krake. Baie mense se geestelike lewe kry ook krake, maar dit is nie die Here se wil nie. Kolossense 2 vers 6 en 7. Aangesien julle dan Christus Jesus as Here aangeneem het, moet julle in verbondenheid met hom lewe, in hom gewortel en op hom gebou, vas in die geloof soos julle geleer is, en met dankbaarheid vervul. God wil hê ons moet gewortel wees in die Here Jesus. Hy wil hê ons moet vas staan in die geloof en dat ons moet vrug dra. Ons moet nie toelaat dat ons eie emosies en ander mense se opinies ons laat rondslinger in 'n see van vertwyfeling nie. Om die fondasie van jou huis reg te maak is moeilik, maar om jou eie geestelike fondasie reg te maak is baie makliker. Nou daar is hoofsaaklik 3 redes waarom mense twyfel. Daar is baie meer redes, maar ek sê vir u daar is hoofsaaklik 3 redes waarna ons wil kyk vandag. Mense twyfel omdat hulle nog nooit die Here Jesus as verlosser aangeneem het nie. Daarom twyfel hulle aan hulle redding. Hulle het nog nooit 'n oorgawe gemaak teenoor Jesus. Dit wil sê, hulle wedergeboorte het nog nooit plaasgevind nie. 1 Johannes, of ek sê weer Johannes 1 vers 12 sê vir ons, aan almal wat hom aangeneem het, die wat in hom glo, het hy die reg gegee om kinders van God te word. God, Jesus Christus is hier aan die woord.
En, of Johannes is hier aan die woord en hy sê vir ons baie duidelik, aan almal wat Jesus aangeneem het, die wat in Jesus glo, het God die reg gegee om kinders van God te word. In die tweede plek, beskik die mense soms oor die verkeerde inligting aangaande hulle geloof en redding in Jesus Christus. Mense word soms verkeerd geleer deur ander dat ons die Heilige Gees slegs op 'n bepaalde wyse kan ontvang. En hierdie is 'n verskynsel wat al hoe meer voorkom. Mense kom na jou toe en hulle vertel vir jou, as jy nie die Heilige Gees op hierdie manier ontvang het nie, is jy nie gered nie. Nee, daar is net een manier, en dit is die Bybelse manier. Dit is uiters gevaarlik om jou eie geestelike ervaring die maatstaf te maak vir ander. As ons enige persoon in die Bybel moet vat as maatstaf vir hoe ons gered moet word, wie sou ons kon vat? As ons dalk Paulus se wedergeboorte as maatstaf gebruik, sal niemand in Suid-Afrika dalk gered word nie. Elke mens se wedergeboorte is uniek, net soos wat elke mens se aardse geboorte uniek is, en ook elke mens voor God uniek is. Hulle het net een ding in gemeen: glo in Jesus Christus en jy sal gered word. Hosea 4 vers 6 sê vir ons: my volk gaan ten gronde wees 'n gebrek aan kennis. Ten derdens, mense bedroef soms die Heilige Gees. Romeine 8 vers 14 tot 16. Almal wat hulle deur die Gees van God laat lei, is kinders van God. Die Heilige Gees wat aan julle gegee is, maak julle nie tot slawe nie, en laat julle nie weer in vrees lewe nie. Nee, julle het die Heilige Gees ontvang, wat julle tot kinders van God maak, en wat ons tot God laat roep, Abba. Dit beteken Vader. Die Heilige Gees getuig saam met ons gees, dat ons kinders van God is, tot sover die aanhaling uit Romeine. Ons sien dus, dat die Heilige Gees getuig in ons harte in, dat ons kinders van God is, en daarom aan God behoort. Geen leraar, geen predikant, geen pastoor, of professor, of dokter in godsgeleerdheid, kan vir jou sê, dat jy kind van God is nie. Ek en jy sal die stem van die Heilige Gees baie duidelik oor praat in ons binneste, om ons te verseker van kindskap. As ons gedurig ongehoorsaam is aan die Here, dan versteur ons die werking van die Heilige Gees in ons lewe, en bedroef ons die Heilige Gees. As ons die Heilige Gees aan mekaar bedroef, sal die stem van die Gees in ons lewe verdwyn, en verhard ons harte heeltemal, en is daar vir ons nie hoop op redding nie. Wanneer jou hart verhard het, raak die stem van die Heilige Gees stil, en is dit baie moeilik om tot die Here te draai. Efesiërs 4 vers 30. Moenie die Heilige Gees van God bedroef nie, want hy het julle as die eiendom van God beseël, met die oog op die verlossingsdag. Moet hom nie teleurstel nie. Nou daar is 3 valse fondamente waarop mense hulle redding bou, wat geloofsonsekerheid teweegbring. Baie mense sê, ek ken regte mense, ek ken die regte mense. Dit maak nie saak hoe gelowig jou ouers is, of uit watter familie jy gebore is nie. Dit alles baat jou geestelik net mooi niks nie. Elke mens is verantwoordelik vir sy of haar eie redding. Esegiel 18 vers 2, vers 19 en vers 20. Waarom gebruik julle in die land Israel hierdie spreekwoord? Die paas eet groen druiwe, en dan word die kinders se tande stomp. Julle vra waarom die seun nie die pa se sonde kan dra nie? Omdat die seun reg laat geskied en reg leef. Hy is gehoorsaam aan al my, dit is God se voorskrifte, en hy voer hulle uit, en daarom sal hy bly lewe. Die mens wat sondig sal sterwe. 'n seun sal nie die straf op sy pa se sonde dra nie, en 'n pa sal nie die straf op sy seun se sonde dra nie. Wie leef volgens my wil, dit wil sê God se wil, sal die vrugte daarvan pluk. Wie goddeloos is, sal die straf daarvoor dra. Tot sover die aanhaling uit Esegiel. Niemand word 'n kind van God met geboorte nie, en niemand
is 'n kind van God, omdat hy of sy se ouers, of haar ouers, Christene is, en daardeur opgroei in 'n Christen kultuur nie. Die tweede valse fundament, ek doen die regte dinge. Dit wil sê, ek doen goeie werke. As ek in staat was om 'n hele lewe lank altyd die Here se wil perfek te kon uitvoer, dan het ek nie nodig gehad dat die Here Jesus vir my sterf nie. Dan was ek reeds volmaak gewees. Dan was die Here reeds tevrede met my lewe. By die Here beteken my en jou goeie werke nie veel nie. Dis nie genoeg om ons saligheid te verkry nie. By God gaan dit nie daaroor dat ek 90% kry nie. Ek moet 100% kry. Iemand het dan reeds in ons plek om lewe en sterwe, wat namens ons volpunte kon kry by God. Dit is die Here Jesus Christus. Ons moet hom aanneem as ons verlosser. Hy het op Golgotha die prys vir ons sondes en onvolmaakte lewens betaal. Jesaja 64 vers 6 sê vir ons beste dade is soos vuil klere. Ons is almal soos verdroogde blare. Volgende valse fundament is, ek sê dat ek geloof het in Jesus Christus, maar ek glo in 'n tydelike Jesus. Ek glo dit is 'n tydelike geloof, of dit is 'n historiese geloof. Ek kom nie werklik by die reddende geloof uit nie. Ons geloof in die Here Jesus moet lewendig wees. Dit help nie, ek dink ek het geloof, maar my geloof is in Jesus Christus, gaan oor die dade van gehoorsaamheid en dade van dankbaarheid teenoor God nie. As my dade nie gaan oor gehoorsaamheid aan God en oor dankbaarheid teenoor God vir wat hy vir my deur Jesus Christus gedoen het nie, het ek 'n dooie geloof. Jakobus 2 vers 26 sê vir ons, so is die geloof wat nie tot dade kom nie, ook dood. Ons glo dat daar eens 'n persoon op aarde was met die naam van Jesus Christus. Maar wat verander dit aan ons lewe? Net mooi niks nie. Ons moet seker wees dat ons geloof in Jesus Christus die manier waarop ons optree en dink verander. Sommige mense se geloof in Jesus Christus is bloot net histories. Hulle glo in die Bybel, hulle glo in die drie-eenheid van God, hulle glo selfs in die Here Jesus, maar hulle lewe is volgens die standaarde van die sondige wêreld. Wat ons sê ons glo, moet ons ook leef. As ons sê ons glo in Jesus Christus as ons verlosser, moet ons belydenis by ons optrede pas, die van kind van God. Kom ons vat dan die 3 valse fundamente van kind van God wees saam. Daardie 3 valse fundamente waarop jy jou sekerheid, jou geloofsekerheid baseer. Die eerste een het ons gesê, jy ken die regte mense, nee, niemand word as 'n kind van God gebore nie, en niemand is 'n kind van God omdat sy ouers of familie Christene is, of hy in Christen kultuur groot geword het nie. Niemand het geloofsekerheid deur die regte dinge te doen nie. Kom ons kyk na wat sê Galasiërs 3 vers 10 tot 11. Almal wat self probeer om by God uit te kom, deur te doen wat die wet sê, staan onder God se vloek, want daar staan geskryf, God vervloek elkeen wat nie tot die fynste besonderhede alles doen wat in die wet opgeskryf is nie. Hierdie uitspraak wys vir ons dat niemand hulle saak met God self kan regmaak deur bloot net te doen wat die wet sê nie. Die baie bekende Efesiërs 2 vers 8 tot 9. Julle is inderdaad uit genade gered deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julle self nie. Dit is 'n gawe van God. Dit kom nie deur julle eie verdienste nie, en daarom het niemand enige rede om op hom of haarself trots te wees nie. Dit maak nie saak of ek die goeie dade doen nie. Die goeie dade, die goeie werke, kan ek nie doen om gered te word nie. Ek kan nie my geloofsekerheid baseer op die feit dat ek 'n goeie mens is nie. Nee, ek doen daar die goeie dade, omdat ek geloof in Jesus Christus het, om vir God te sê, dankie vir die redding, deur wat Jesus Christus vir my op Golgotha gedoen het. Jou dade kan jou nie red nie, slegs geloof
in Jesus Christus alleen. Nou kom ons kyk 'n bietjie, wat is die vaste fundamente waarop ek my geestelike lewe kan bou, of anders gestel, waarop ek my geloofsekerheid kan versterk. Ons kyk na 3 vaste fundamente. Nou in teenstelling met die valse fundamente van geloofsekerheid, is daar egter ook 3 vaste fundamente, wat geloofsekerheid en jou geestelike lewe versterk, en jou geestelik laat groei. Die eerste vaste fundament, is God die Vader as persoon. Jy moet weet wie God die Vader is, en jy moet ook weet, hoe voel hy oor jou. Al sien jy jouself soms as 'n mislukking ten spyte van jou geloof in Jesus Christus. Ons moet weet, hoe die Vader se hart klop oor ons. Johannes 3 vers 16. God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Romeine 8 vers 31. Wat is nou ons gevolgtrekking oor al hierdie dinge? Dit, God is vir ons, wie kan dan teen ons wees? Jakobus 1 vers 17. Elke goeie gawe en elke volmaakte geskenk kom van God. Dit kom van die Vader, wat die hemelligte geskep het, maar wat self nie soos hulle verander of verduister nie. Nou wat sê hierdie 3 teksverse oor die Vader vir ons? Dit sê vir ons, God wil ons nie veroordeel nie, hy wil ons red. God soek nie na 'n rede waarop hy jou gaan verwegwys van die hemel nie. Ons fokus dus vir groei in geloofsekerheid, nie op ons eie mislukkings nie, maar op wie God die Vader is. Ons moet ons nie laat afsit deur ons eie teleurstellings nie. Ons moet die oog bly hou op God die Vader, wat vir ons lief het, en wat wil hê dat nie een van ons verlore moet gaan nie. Daarom het hy sy seun Jesus Christus gestuur. Die tweede vaste fundament, wat ons het vir geloofsekering, is die werking tussen God die Vader en sy seun Jesus Christus. Die wisselwerking tussen God die Vader en sy seun Jesus Christus. God die Vader en die Here Jesus het in voortyd al, nog voor die ontstaan, kan ons maar sê van die wêreld af, besluit dat daar 'n plan moet wees vir die redding van die mensdom. Nou wat het God die Vader en die Here Jesus gedoen, sodat ons aan God kan behoort? God die Vader en die Here Jesus het dit nie slegs moontlik gemaak dat ons gered kan word nie, maar hulle het dit ook maklik gemaak. Om die geestelike lewe te lewe is moeilik, maar om aan God te behoort is glad nie moeilik nie. Ek sê weer, om die geestelike lewe te lewe is moeilik, maar om aan God te behoort is glad nie moeilik nie. Jesaja 53 vers 6. Oor ons oortredinge is Jesus deurboor, oor ons sondes is Jesus verbrysel. Die straf wat vir ons vrede moes bring was op hom. Deur Jesus se wonde het daar vir ons genesing gekom. Ons het almal gedwaal soos skape. Ons het elkeen sy eie pad geloop, maar God het ons almal se sonde op Jesus laat afkom. Johannes 19 vers 30. Nadat Jesus die suurwyn gekry het, het hy gesê, dit is volbring. Daar waar ek baie jare gelede in die platteland groot geword het, kon ons ouers nog by die plaaslike winkeliertjie en by die plaaslike slaghuis kruideniersware en vleis op skuld gaan koop. Ek praat nou van baie jare terug. Die winkelier en die slagter skryf dan elke keer, wanneer daar gekoop word, die skuld noukeurig in 'n boek op. Ons het altyd gesê, ons koop op die boek. Wanneer jy dan einde van die maand die rekening kom vereffen, skryf die winkelier of die slagter in groot letters, betaal oor al die skuld. Wanneer ons in Johannes 19 vers 30 lees, dat die Here Jesus aan die kruis op Golgotha gesê het, dit is volbring, dan het ons dikwels die idee dat hy nou sterf. Dit is echter nie so nie. Die Griekse woord hiervoor is tetelestai, wat beteken ten volle betaal. Die Here Jesus het dus aan die kruis die prys betaal vir al ons sondes. Oor ons sonde rekening staan daar dan nou geskrywe,
ten volle betaal vir die sonde wat ons gedoen het in die verlede, die wat ons nog doen, en die wat ons nog gaan doen. Hy het eenmalig vir alle sondes van die begin tot die volleinding van die wêreld ten volle betaal, daar op Golgotha. Kolossense 2 vers 14. God het die skuldbewyse met sy eise teen ons tot niet gemaak, deur dit aan die kruis te spyker, het hy dit vir goed weggeneem. Baie mense lees nie hierdie Kolossense 2 vers 14 nie, maar dis 'n groot vers vir geloofsversekering. Dis 'n vers wat vir jou verseker dat God jou sondes op Jesus Christus laat neerkom het. Dat hy Jesus Christus vir jou sondes betaal het, want hy het jou sondes op Jesus Christus vasgespijker. En hy het daar, toe Jesus daar gesterf het, het hy hierdie sondes van ons ten volle voorbetaal, en is daai skuldbewyse opgeskeer. God het die skuldbewyse met sy eise teen ons tot niet gemaak. Deur dit aan die kruis te spyker, het hy dit vir goed van ons af weggeneem. Nou kan ons met groot vrymoedigheid weet dat ons sonde vergewe is. Want God die Vader het reeds die Here Jesus in ons plek aan die kruis gestraf daarvoor. Die prys vir ons sonde is vir eens en vir altyd betaal. Die kind van die Here staan nou skoon voor die Here, en niemand kan 'n vinger na God se kind wys om hom of haar te veroordeel nie. Dis die evangelie. Dis die goeie nuus wat die Here Jesus vir ons kom verkondig het. Nou die derde, 'n vaste fundament waarop ons staan, is God en sy woord. Ons kry versekering vir ons redding en rustigheid oor ons geloofsversekerheid by God en sy woord. Numeri 23 vers 19 sê, ek sê weer, Numeri 23 vers 19. God is nie 'n mens dat hy sou lieg nie, 'n mens dat hy van gedagte sou verander nie. Romeine 10 vers 9 en vers 13. As jy met jou mond bely dat Jesus die Here is, en met jou hart glo dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word. Want elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. 1 Johannes 1 vers 9. As ons sondes bely, hy is getrou en regverdig. Hy vergewe ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid. Ons sien dus dat die Bybel vir ons 'n vaste fundament is, waar al hierdie versekering wat God vir ons gee van redding opgeteken staan. Hoe sal ons dit weet as ons dit nie kan lees of kan hoor uit sy woord uit nie? Daarom is dit belangrik dat ons die woord van God sal bestudeer, want dit gee ook vir ons geloofsversekering. Dit is die bevestiging van die feit dat ons gered is en kinders van God is. Wat is die voordele van geloofsversekerheid? Wat is die voordele daaraan verbonde om met sekerheid te weet dat jy 'n kind van God is, omdat jy jou vertroue in jouself vir jou redding verplaas het na vertroue in Christus Jesus alleen vir die ewige lewe. In die eerste plek gee dit vir ons vrymoedigheid. Sekerheid gee vir ons vrymoedigheid in ons verhouding met God. Dit is tog nie lekker wanneer ons stilte tyd hou om die hele tyd te bly dink aan al die verkeerde dinge wat ons die afgelope week gedoen het nie. Dit beroof ons van die vrymoedigheid om na God te gaan in gebed. 1 Johannes 5 vers 13 tot 14. Hierdie brief skryf ek vir julle, sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het, julle wat in die Seun van God glo. En nou kan ons met vrymoedigheid na God gaan, omdat hy ons gebede verhoor, as ons enige iets volgens sy wil vra. Is dit nie 'n wonderlike versekering hierdie nie? Ons het die ewige lewe, en omdat ons nou die ewige lewe het, kan ons met 'n gerusheid, met vrymoedigheid na God gaan, en vir hom vra in ons gebede, enigiets wat ons wil vra, volgens sy wil. Nou in die tweede plek gee geloofsversekerheid vir ons 'n basis vir geestelike groei. Wanneer ek weet ek is 'n kind van God,
en dat hy my nooi om in 'n meer intieme verhouding met hom te lewe, is dit makliker om aan God gehoorsaam te wees. Geloofsversekerheid in die derde plek maak dit vir my makliker om oor die Here te praat, want omdat ek nou seker is waaroor ek praat, kan ek soveel makliker op my gemak wees wanneer ek met mense my getuienis deel. Ons is dikwels versigtig en bang om met ander te praat oor die Here Jesus, omdat ons weet ons eie lewe is nie volmaak nie. Ons moet egter onthou, ons praat mos nie met ander oor onsself nie, ons praat met ander oor die Here Jesus. Ons praat oor wie hy is en wat hy vir ons gedoen het. Romeine 1 vers 16. Ek skaam my nie oor die evangelie nie, want dit is die krag van God tot redding van elkeen wat glo. Ek lees weer hierdie vers vir julle en ek wil dit hê, u moet dit in u lewe, in u hart vasmessel, dat u dit nooit sal vergeet nie, dat u sal weet, wanneer u met mense praat oor die Here Jesus Christus, wanneer u getuig, wanneer u gehoorsaam is aan die uitvoering van die groot opdrag, kan u sê, ek skaam my nie oor die evangelie nie, want dit is die krag van God tot redding van elkeen wat glo. En omdat jy al reeds gered is, deur hierdie krag, kan jy nou daaroor teenoor ander mense getuig. Geloofsekerheid verskaf ongekende blydskap. Jy het nou reeds die ewige lewe en is op pad hemel toe. Romeine 14 vers 17. As God koning is van ons lewe, gaan dit nie om wat ons eet of drink nie. Dit gaan daarom dat ons reg sal lewe en die vrede en die blydskap sal verstaan wat die Heilige Gees in ons bewerk. Filippense 4 vers 4. Wees altyd bly in die Here. Ek herhaal, wees bly. Indien u vandag deur die werking van die Heilige Gees gelei word om u lewe aan God oor te gee en toe te vertrou om kind van God te word, of u wil vandag opnuut geloofsekerheid met God bevestig, erken dat jy sonder die Here Jesus 'n verlore sondaar op pad hel toe is, en dat jy nodig het, dat jy Jesus nodig het as jou verlosser. Bely jou sondes en vra vergifnis daarvoor. Bely jou onvermoë om enigiets te kan doen om die Here se guns te verdien. Bely dat daar vir jou sondes slegs vergifnis is deur die kruisdood van die Here Jesus. Vra dan God om jou sondes te vergewe. Bekeer jou van jou verkeerde weë. Draai weg van jou sonde en baie belangrik, breek met jou sonde en jou sondige leefwyse. Laat staan jou sondes, jou gewoontes wat strydig is met die wette, verordeninge en die wil van God. Ek wil tog net vir julle hier Spreuke 28 vers 13 aanhaal. Wie sy sonde wegsteek, moet niks goeds te wagte wees nie. Wie sy sonde bely en daarvan afsien, dit wil sê permanent daarmee breek, sal genade van God ontvang. Nooi Jesus in jou lewe in. Gee beheer van jou lewe aan Jesus Christus oor. Glo dat Jesus se kruisdood genoegsaam was vir God om jou sondes te vergewe, om jou aan te neem as kind van God en om aan jou die geskenk van die ewige lewe te gee. Glo dat jy nou aan God behoort. As jy nou die lewe aan die Here wil oorgee, deur permanent daarmee te breek van die sondige bestaan, sondes wat jy doen, sodoende die ewige lewe as gratis van God wil ontvang, deur dit wat die Here Jesus Christus vir ons gedoen het op Golgotha, of jy wil net by hernuwing jy geloof weer versterk en jy geloofsekerheid op 'n hoër vlak kry, doen dit net daar waar jy sit. Doen dit nou deur gebed. Ek sal vir u voortgaan in gebed, as u dit wil, as u waaragtig wil breek met u sonde, as u waaragtig kind van God wil word, of as u waaragtig weer u geloof sekerheid wil versterk. Almagtige God, ek weet, nie uit myself nie, maar onder leiding van die Heilige Gees, dat ek 'n verlore sondaar is, en nie 'n plek in die hemel verdien nie.
Ek glo dat Jesus aan die kruis op Golgotha vir my sondes betaal het, met sy kruisdood, dat hy begrawe is, en na 3 dae in die graf, deur die bonatuurlike kragte uit die dood opgewek is. As 'n oorwinnaar oor die dood, die sonde en die Satan. Ek neem Jesus aan as my verlosser, en ek gee U die volle beheer van my lewe oor. Ek het berou oor my sonde. Ek bely dit vandag voor U, en ek vra dat Hy elkeen van my sonde sal vergewe, dat Hy my sal reinig met die bloed van Jesus. Help my, deur die werking van die Heilige Gees, om weg te draai van my sonde, om permanent daarmee te breek, U te volg vir die res van my lewe. Help my om my geloof te versterk in dit wat Jesus Christus op Golgotha vir my gedoen het. Om my geloof te versterk in die feit dat ek U kind is, want U sê dit vir my in U woord dat ek U kind is, omdat ek Jesus Christus as my verlosser en saligmaker aangeneem het. Amen. As hierdie gebed wat U nou gebid het, die begeerte van die hart is, kyk wat sê die Bybel daarvan in 1 Johannes 6 vers 47. Dit gee weer opnuut ook geloofsversekering vir U. Dit verseker ek, Jesus, wie in my glo, het die ewige lewe. Is dit nie pragtig nie? Jesus sê dit self. Dit verseker ek vir jou. Jy wat in my glo, het die ewige lewe. Jy wat gebreek het met jou sonde. Jy wat erken het dat ek die enigste een is, deur wie jy die ewige lewe kan beerwe. Vir jou sê ek vandag, omdat jy in my glo, het jy die ewige lewe. Johannes 1 vers 12. Aan almal wat Jesus aangeneem het, die wat in hom glo, het hy die reg gegee om kinders van God te word. Gaan nou van vandag af, gaan getuig oor wat God vir jou gedoen het. Wees gehoorsaam aan God se groot opdrag. Gaan saai die goeie saad van die evangelie, van jou eie huis af, uit buitewaars, daar waar jy werk, daar waar jy met mense meng. Gaan beweeg, sodat almal wat die ewige lewe moet ontvang, dit kan kry deur jou gehoorsaamheid aan God. Matteus 10 vers 32, Jesus sê, elkeen wat hom of haar openlik voor die mense vir my uitspreek, vir hom of haar sal ek ook my openlik uitspreek voor my Vader wat in die hemel is. Om reg te glo oor die Here is baie belangrik, maar om reg te praat oor die Here is net so belangrik. Gaan lewe nou, 'n lewe van dankbaarheid teenoor God en doen die goeie werke. Nie om die ewige lewe te verdien nie, maar om dankie te sê aan God vir jou redding en die gepaardgaande ewige lewe. Groei in jou geloof. Groei in jou geloof deur wat te doen. Lees gereeld jou Bybel. Bid elke dag. Gebid gereeld in 'n gemeente waar die woord van God suiwer verkondig word. Meng met medegelowiges, sodat jy saam met hulle kan groei in jou geloof en jou geloof sodoende versterk. Net een dingetjie. Indien u nie breek met u sonde of u sondige leefwyse nie, is u wedergeboorte 'n klug. Is die gebed wat u net nou gebid het, van 'n gebed van oorgawe 'n klug, en is daar geen verskil tussen die uiteinde, u uiteinde, en die van 'n heiden of 'n ongelowige nie. Die hel is u voorland. Galasiërs sê baie mooi, onthou mense wat in hulle sonde lewe, sal nooit 'n plek kry in God se nuwe lewe nie. Ook in Galasiërs 6 vers 7 tot 8, niemand moet hulle self mislei nie. God laat nie toe dat iemand met hom spot nie. Dit wat jy plant, sal jy ook oes. As jy jou lewe gaan inplant op die terrein van die sonde, sal jy die dood, die hel as oes ontvang. Aan die ander kant, as jy jou lewe inplant op die terrein van die Heilige Gees, sal jy die ewige lewe as oes van God ontvang. Elke mens is selfverantwoordelik om kind van God te word, onder leiding van die Heilige Gees. Dit is jou keuse. Ek sluit vir u af met die uittreksel wat ons reeds gelees het, maar ek wil net 'n gedeelte daarvan saamvat. 1 Johannes 5 vers 10 tot 12. Wie in die Seun van God glo, hou hier diep binne hom aan hierdie getuienis van God vas. Daaruit put hy baie motivering. Wie God egter nie glo nie,
gee voor dat God op klomp leuns sou vertel. So 'n ongelowige weier so waar om die getuienis wat God self oor sy seun gelewer het, ernstig op te neem. En dit is die inhoud van God se getuienis oor sy seun Jesus die Christus. God het aan ons die ewige lewe gegee en die lewe bestaan in 'n hegte verhouding met sy seun. Hy wat deel het aan die seun, het nou reeds die ewige lewe. Wie nie deel het aan die seun van God nie, het ook nie deel aan die ewige lewe nie. Tot 'n volgende keer. Kom ons bid saam. Almagtige Here, baie dankie dat ons vanmôre weer opnuut uit U woord kan hoor. Dat ons verseker kan weet dat ons kinders van God is as ons glo in Jesus Christus, U enige gebore seun. As ons glo dat hy vir ons sondes op Golgotha betaal het. As ons glo dat U ons sondes, wanneer ons dit bely en breek daarmee, dat U dit vir ons afwas en dat vir ons, soos U woord vir ons sê, so ver van ons verwerp en van U verwerp, so wat die weste van die ooste is, en van ons al ons sondes vat en in die diepte van die see gooi, waar niemand dit ooit weer kan kry nie, Here. Baie dankie dat U vir ons so lief het, dat U vir Jesus Christus, wat ook God is, na hierdie aarde gestuur het, om te kom sterwe en te kom betaal vir ons sondes. Maar bovenal, Here, baie dankie dat U hom uit die dood uit opgewek het. Want as daar nie 'n opstanding uit die dood was nie, Here, dan was ons geloof te vergeef, soos Paulus sê. Dan het die kruisdood niks beteken, Here, maar ons weet ook, as daar nie 'n kruisdood was nie, was daar vir ons geen redding gewees nie. Dankie dat ons kan weet, dat alles in hierdie lewe ten goeie meewerk vir hulle, wat glo in God die Vader, God die Heilige Gees, en God die Seun Jesus Christus. Amen.